Goeiemôre aan almal wat hier is. Hier's baie van julle. Bly om julle te sien. Lyk my daar's nie geld vir vakansie hou nie. Ek wil julle almal welkom hierso en ons mag ons die Sabbat saam geniet en ook dan die kykers wat ingeskakel is op die lewende stroom. Ons het nou net van die lewende stroom gesing, maar dis nie dieselfde een nie. Maar kom ons buig ons hoofde en dan sal ons verder aangaan met die boodskap. Liefdevolle Vader, ons kom nederig tot U. Ons besef weer eens dat by U alleen is daar lewe. Ons besef daar's hoop, daar's liefde. En Heer, mag ons daardie vrede ervaar wat net van U afkom. Mag ons dit deel met ander. En Heer, maak ons harte gereed. Berei ons voor, spreek tot ons deur U Gees en mag die boodskap vir elkeen persoonlik iets wees wat hy kan gebruik of sy kan gebruik in hulle verhouding met U. Heer, ons laat nou die verrigtinge aan U oor en ons vra dat U sal naby wees wanneer ons U heilige woord ook open. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. So ek moet sê, ek het 'n vakansie nodig, maar ek het nie geld hierdie jaar nie. Want in 'n kwessie van minder as 4 maande, 2 troues, ek kla nie, ek sê net, dit is 'n duur ding, grade plegtighede, en ja, mens kom skielik so tot stilstand. Ek weet nie of 2025 vir julle ook vinnig gegaan het nie, maar hierdie jaar was nogal vinnig. Miskien omdat daar so baie dinge oor ons pad is, en in ons pad is wat ons moet oorkom. Elke uitdaging maak dat die tyd eintlik vinniger vlieg. Maar daar was in hierdie afgelope week het ek 2 seremonies bygewoon wat vir my laat nadink het. En wat my laat dink het aan die geestelike lesse wat ons kan leer daarvan. Die eerste een was aan verlede naweek en dit was die huwelik. Nou, dit is 'n groot dag, nie net vir die bruid nie, maar vir die pa van die bruid, ek is seker vir die ma ook, maar vir almal van ons. Maar veral die pa, want hy moet nou saam met sy dogter hier afstap en haar afgee. Dit was nogal moeilik om die emosies in toom te hou daai tyd. En want 'n mens besef, jy gee haar oor aan 'n ander man om weer na haar te kyk en haar op te pas. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat daardie persoon het. So ons moet maar goed deurkyk voor die tyd. Maar ek dink hy sal mooi na Isolda kyk. Maar dit is 'n baie groot oomblik daardie. Dit is 'n emosionele oomblik wat 'n mens nie kan beskryf vir iemand wat nog nie daardeur gegaan het nie. Maar dit is 'n gemengde gevoelens oomblik ook. Daar's opwinding, daar's ook partykeer, ek weet nie of mense dit sê hartseer nie, maar daar's onsekerheid daar's baie vreugde. En dis ook 'n dag wat 'n mens met baie mense deel. En een ding wat my die meeste gevang het, maar wat die lekker op die ou ende was die voorbereiding daarvoor. Mense dink dit is nou vreeslik harde werk. Ek dink regtig, ek sal daar naam net noem, met baie meer ure ingesit in voorbereiding as wat ek gedoen het. Ek moes net die goed aanry kerk toe, maar daar was baie. En dit is blomme, dit is onthaal, dit is gaste, dit is soveel beplanning, laat alles moet goed verloop, dat dit nie maklik is om met 'n dag, jy gaan nooit, die ou wat 'n troue 'n dag voor die tyd kan reël, ek wil dit nog sien. Ek dink nie dis moontlik nie. Dit vat baie maande se voorbereiding. En natuurlik die kerk het so mooi gelyk, alles was mooi en die wat hy was sal onthou. En dan natuurlik die bruid en die bruidegom was ook mooi. En my dogter was die mooiste wat ek al nog gesien het. Sy het haar pa se voete onder hom uitgeslaan. Toe ek haar sien het ek haar amper nie herken nie. So mooi was sy gewees. En dit is vir die bruid ook 'n dag wat sy nie sommer gaan vergeet nie. Eens in 'n leeftyddag. En die ander gebeurtenis wat plaasgevind het of seremonie was nou hierdie week gewees en dit was die grade plegtigheid.
Nou dit is net so groot geleentheid. Isolda het daarom nou graad. So haar titel het eintlik 2 keer verander in 1 week. En sy het eers mevrou geword en toe formeel dokter toe nou. So nou weet ek nou nie. Sy is nou dokter mevrou. Nie mevrou dokter nie. Dante is, wat sal hy wees? Meneer dokter, so iets. Maar maak nie saak nie. Maar dit is 'n tyd wanneer jou titel verander en natuurlik voor daai gradeplegtigheid is daar net so baie werk. Daar's baie trane wat gestort word en frustrasies en toetse en eksamens en prakties en mens dink baie keer jy gaan dit nie maak nie. Ek weet nie, Louis was baie slim, hy het altyd geweet hy gaan dit maak. Maar ek het baie keer in eksamens gedink, hierdie is nou die laaste keer. Ek sal maar moet oorskryf. Maar dit is 'n uitdaging, dit is nie so maklik nie. Maar die gradeplegtigheid is dan 'n seremonie waar jy 'n nuwe begin, 'n nuwe fase van jou lewe begin, nuwe verantwoordelikhede kry. En ek het gedink toe daai liedjie wat ons gesing het van die krone wat ons nou gesing het, hoe dit sal wees in die hemel as ons ook dalk oor die verhoog stap en Christus moet vir elkeen 'n kroon gee en sê wel gedaan, jou goeie en getroue slaaf. Maar dit gaan nie maklik wees nie. Dit is nooit maklik nie, maar dit is die moeite werd. En dit is waaroor dit gaan. Dit is absoluut die moeite werd. So daardie 2 geleenthede, wat het dit in gemeen met mekaar? Die een woord wat in my kop opkom is verhouding, want 'n mens moet, as jy in die hele ding ingaan, moet dit gaan nie eindig by die huwelik as daar nie 'n verhouding is nie. En dis dieselfde met 'n graad. Jy moet kollegas opbou en jy moet verhouding met jou mentors opbou en jou leermeesters. En so word jy geleer deur die tyd gelouter amper tot jy eindelik die graad dan verwerf. So verhouding en voorbereiding. Die bruidegom, as ons nou kyk na die Bybel, daar is ongelooflik baie verwysing na die huwelik as 'n mens eers begin soek. Mens sal verbaas wees hoeveel dinge wat Christus gesê het, wat in die Ou Testament is, praat van die huwelik. So wie is die bruidegom? Dit is Christus. Wie is die bruid? Ons kan sê ons, as ons wil, dis die kerk, sy kerk is die bruid. Maar die bruid word opgemaak deur verskillende mense, deur 'n groep. En die bruid bestaan dan eintlik uit 'n hele liggaam van mense wat saamgevoeg is, wat een gesin is. So die gesin is eintlik die bruid. So daar is individue betrokke, maar daar's ook 'n groep betrokke. En ons kan kies of ons deel wil wees van sy bruid of nie, van sy kerk. En ons word uitgenooi in die Bybel na die feesmaal. En ons is gaste as individue, maar ons is ook dan die bruid as sy kerk, as ons na die feesmaal genooi word. Maar daar is een ding wat belangrik is om te besef. Daar's baie tradisies in huwelike. Ek het so 'n bietjie gaan kyk, daar's interessante tradisies. Ek weet nie of jy al gehoor het van die een waar hulle oor die besem moet spring nie. En die een wat die hoogste spring is gewoonlik in charge. Ek is in beheer of is die dominante persoon. Maar hulle moet saam die paadjies skoon vee soos wat hulle oor die besem spring en dan vee en tot hulle voorkom. So dit leer hulle dat hulle saam dinge moet doen. Ek weet daar's 'n kultuur wat hulle almal, en ek weet nie wat die simboliek presies daar agter is nie, wat hulle mekaar met capsicum smeer. Nou dit kan seker 'n bietjie warm raak want ek weet hoe brand capsicum, maar hulle smeer mekaar met capsicum en borrie. So hulle sit in hulle costumes natuurlik of in 'n kort klere en dan word die bruid en die bruidegom natuurlik voor die huwelik voor die troudag word hulle gesmeer. En dit kan reiniging miskien of genesing voorstel. Ons weet nie, of eenheid. Dan is daar natuurlik die Jode. Ek weet nie of julle weet dat op 'n Joodse troue word daar altyd aan die einde van die seremonie 'n glas gebreek nie.
So hulle sit hom daarom nie net kaalvoet, net so nie, hy het daarom skoene aan gewoonlik, en hulle sit hom binne in 'n sakkie gewoonlik, en dan word die glas gebreek. Nou die simboliek daarvan is interessant, hulle sê dit stel die val van Jerusalem voor, toe Jerusalem gebreek het, daai tyd, en dat die huwelik nog steeds moet voortgaan. Maar daar's baie tradisies in huwelike. Maar ek het spesifiek 'n bietjie gaan kyk na die huwelik in Christus se tyd, want die Bybel het 'n manier om dit voor te stel, want dit maak dit ons eintlik ons verhouding met die Here en ons pad wat ons met hom loop ook beter verstaan, en verstaan waar ons heen op pad is. So die vraag wat ons almal moet vra vandag op hierdie oomblik, want ons is almal sy bruid, is ek gereed? Is ons gereed? Jy sal nie by jou troue opdaag as jy nie voorberei daarvoor nie. Jy kan nie daar uit die tuin uitloop en dan binne in saam met jou bruid hier voor gaan wag of vir haar wag nie. Dit gaan nie pas nie. Jy moet deel wees van hierdie gereedmakingsproses. Kyk mooi, die vraag is nie, sal jy gereed wees nie? Die vraag is jy gereed? Hoekom is dit so? Wat sê die Bybel? Hoe sal die koms van die Here wees? Soos 'n dief in die nag. En ek sal dan nou mooi verduidelik hoe dit inpas met die huwelik van daai tyd, hoe dit gewerk het. En niemand ken die uur nie. So ons moet altyd gereed wees. Ons is broos en ons weet dat ons enige oomblik kan sterf. Ons sien dit om ons en dit is hartseer en dis nie lekker om dit te beleef nie. Maar wanneer ons sterf, dan is ons tyd uitgeloop. Dit is, kom ek soos 'n dief in die nag, is dit nie? So dit help nie eers net om te kyk en te wag wanneer dinge moet gebeur vooruit nie. Jy moet nou reg wees want jy weet nie of jy nou hier gaan wees nie. Maar as ons moet tot rustig kom, hoef ons nie te bekommer daaroor nie, want as ons reg is op daai oomblik, dan is dit net soos om te gaan slaap. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 daai bekende stukkie wat sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here nie ontslapenis hoegenaamd voor sal wees nie. Want die Here self sal van die hemel af neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en met 'n geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. En daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle die wolke in weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Daar's 'n paar dinge wat daar uitstaan. Ek wil hê julle moet dit ergens in julle gedagtes bære, want dit sal nou weer terugkom na julle toe. Die eerste ding is die basuin en die harde geroep. Julle sal nou sien waar pas dit in. En dan die weg, die feit dat hy ons kom haal, dat hy ons weg sal wegvoer. Hou daardie twee gedagtes in julle koppe. En die amazing ding van hierdie teks vir my is dat ons is nie voor die patriarge, dit hang af of hulle hemel toe is of nie met die opstanding, met die kruisdood. Maar ons is nie voor die ander wat gesterf het, die ander Israeliete, die ander volk van God nie, want ons gaan almal saam as een gesin, op een oomblik gaan ons saam hemel toe. So met ander woorde, as Dawid nog slaap, dan gaan Dawid nie voor ons daar gekom het nie. Ons gaan saam met hom op. Ons is een groot bruid wat saam weggevoer word en wat saam in die hemel ingaan. So kom ons kyk net vandag net na die verhouding. Ons weet dat God is 'n God van verhoudings. En dis hoekom hy ook 'n drie-enige God is, uit drie persone, want hy het 'n verhouding met die ander lede van die drie-eenheid nog altyd gehad. En dit is hoekom God nie kan help, omdat hy liefde is, om te skep ook nie.
En dit is hoekom hy ons gemaak het. So een rede hoekom ons hier is ons is sy kinders, maar hy wil 'n verhouding met ons hê. Hy wil met ons alles deel van homself. Hy wil niks terughou nie. God wil sy lewe met ons deel. Hy wil vir ons die ewige lewe gee. God wil sy liefde met ons deel. En hierdie liefde is natuurlik ewig en onmeetbaar. So ons sal vir ewig in liefde groei as ons eendag saam met hom is. Dink net hoe moet dit wees om elke dag nog liewer en liewer en liewer vir iemand te word tot in ewigheid. Dink nie ons kan dit eers indink nie. Hy wil sy vreugde, sy vrede, sy goedheid, sy getrouheid, sy heiligheid, sy geregtigheid, sy grootheid, al daardie dinge wil hy met ons deel. En hy doen dit in 'n beperkte mate in sy woord. As ons sy woord studeer, dan leer ons hom ken. As ons 'n pad met hom loop, dan leer ons van sy liefde, sy trou. En ek is seker baie van ons hier sal kan getuig van hoe getrou God nog altyd was in ons lewens. Dan wil hy saam met ons wees. Op die oomblik kan ons hom nie sien nie. Daar is 'n goeie rede daarvoor, want ons sal verdelg word deur sy heiligheid, omdat ons vuil binne is, omdat ons sondaars is. Ons sal moet verander in 'n oogwink voordat ons hom van aangesig tot aangesig kan sien. Maar hy wil die middelpunt wees van ons lewens. So waar was die nuwe Jerusalem? Wat sê dit daar in Openbaring 21? God wil saam met ons bly. Hy sal by hulle wees en hy sal hulle God wees en hy self sal al hulle trane afvee. Dit is wat God wil doen vir ons. Hy wil by ons wees. Hy wil nie net dit deel nie, hy wil ook sy wysheid en kennis met ons deel. So ons sal vir ewig meer en meer en meer leer. Het julle geweet in jou brein is daar meer koneksies, dit is wat hulle sê, as wat daar sterre in die heelal is. Dis baie. So daar is 'n onbeperktheid daaraan en dit sal net groei en groei en groei. En dan sy skepping, hy wil dit ook met ons deel. Het julle al gewonder hoe lyk dit in ander sterrestelsels? Julle al gewonder hoe lyk 'n engel, want min van ons het al engele gesien van aangesig tot aangesig. Ons het al baie gehoor. Hy wil hê ons moet een gesin word, saam met al die ander skepsels en koninkryke wat hy alreeds geskaap het, al die ongevalle wêrelde. Is dit nie iets om na uit te sien nie? As jy dink in hierdie ou wêreld en jy weeg dit op teen daai, ek dink hier jou wêreldjie is soos 'n stoffie op 'n skaal amper. En dit vergeet ons so maklik, want ons raak so verstrengeld in wat hier aangaan, in al die moeilikhede en al die probleme wat ons moet mee te doen het. Al die kere wat ek met die blare moet ry en die blomme moet optel, ons kyk in daai goed vas, maar ons kyk nie na die groter prentjie nie. Ons vergeet waarheen is ons op pad en waarna ons moet uitsien. Dan kan niks meer eintlik wat ons doen en wat ons aan vashou hier soveel waarde het nie. So eintlik wil ek vir u vra om 'n waardebepaling te gaan maak. Gaan kyk weer, is dit die moeite werd om vir hierdie wêreld, wat sê Salomo, wat word van dit? Alles kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Wil ons vir hierdie wêreld leef, of wil ons begin leef vir die ewigheid, wat ons saam met hom kan wees? So saam met verhouding is die hofmakery. Nou wie begin daardie verhouding gewoonlik? Wie dink julle? Is dit God of ons? Dis gewoonlik God. Want deur sy gees gaan hy agter ons aan en hy los ons nie uit nie. Psalm 23 sê, die goedheid en guns, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. God se goedheid is net hier agter ons. Sy guns is net hier agter ons. As ons in die verkeerde rigting loop, dan is dit net hierso. En die Here vra dat ons net moet omdraai.
en saam met dit loop, dit ontvang en dit deel maak van ons lewens. Ons lees in Jeremia 31 vers 3, die Here het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. En is dit nie wat die Here met ons wil doen nie? Hoe wil hy met ons omdien? Hoe wil hy ons trek na hom toe? Nie deur dwang nie, maar deur sy goedertierenheid. So weer eens, waar gaan soek ons sy goedertierenheid? Op ons knieë, in ons lewe en in sy woord. Dit is waar ons ontdek hoe goed God is. Want om God te ken, is om hom lief te hê. As ons hom ken, sal ons nooit iemand anders of iets anders meer waardevol ag as daardie verhouding wat ons met hom het nie. As jy gaan kyk na Job, na hy alles verloor het, na hy so swaar tyd deurgegaan het, wat was sy grootste vrees? Dit was nie sy sonde nie, dit was dat hy God sal verloor. Job wou nie God verloor nie en ons wil ook nie God verloor nie. So as ons omdraai na hom, weg van die dood en van die verderf af, dan het God vreugde in sy hart en daar's ook vreugde in die hemel. So wat is die fondasie van enige verhouding, van 'n huwelik? Dit is liefde en kameraadskap. Kameraadskap wat ons nou op hierdie aarde al met God kan opbou. So kom ons kyk bietjie net van interessantheid hoe het 'n Joodse troue gewerk. Ek weet nie of julle aan troues kan dink in die Bybel nie, maar die een wat opkom natuurlik in mense gedagte is Isak. Onthou julle wat het Abraham gedoen? Hy het sy dienskneg gestuur weg na die land van sy ouers of sy voorvaders toe. Want hy wou nie hê dat hy moes trou met hierdie mense hier om hom nie. Dis die eerste ding wat gebeur het. En ons sien in Hooglied baie dieselfde. So die man, die bruidegom, het gewoonlik agter die bruid aangegaan, na die bruid toe. En Christus het dieselfde gedoen toe hy aarde toe gekom het. Want hy het sy ouerhuis verlaat, as 'n mens dit so kan stel, sy Vader se en die hemel het hy prys gegee om na hierdie aarde te kom om 'n bruid te kom soek. Om 'n bruid te kom soek. En dit is hoe God in elkeen van ons belangstel. Wie sy bruid word, gaan alles afhang van wat ons keuse is, of ons deel wil wees daarvan of nie. Daarna, nadat dit gebeur het, dan gaan die bruidegom en hy moet 'n prys betaal. Julle sal onthou die dienskneg van Abraham het ook 'n klomp geskenke saamgebring. Die bruidegom betaal 'n prys. Wat was die prys wat God vir ons betaal het? Vir sy bruid. Hy het sy lewe vir ons gegee. Was daar enigiets meer kosbaar, meer waardevol in die heelal as dit? Glad nie. Daar is nog nooit so groot prys ooit betaal as die prys wat God vir ons betaal het nie. En dit is met sy eie lewe. Sodat elkeen wat in hom glo, wat hierdie offer aanvaar, die geskenk, want dit is belangrik van die bruid se kant af, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En die Here sê ook in 1 Korintiërs 6, en ons onthou daai teksie so mooi, vers 20 sê hy, want julle is duur gekoop. Ons is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. So met ander woorde, as die bruid gekoop is, aan wie behoort sy nou? Sy behoort nou aan die bruidegom, of aan haar man, haar nuwe man, want sy is nie meer deel van haar ou familie nie. Ons is deel van die familie van Abraham, van Abraham, ja, hy ook, van Adam, maar ook Abraham, maar ons is in sonde gebore, maar God koop ons uit sonde uit, en hy maak ons sy bruid, sodat Christus die nuwe Adam word, sodat hy ons nuwe man word.
Hierdie huwelikskontrak vind reeds op aarde plaas. So is interessant, nadat die bruid gekoop is hulle in teorie of kom ons sê wettiglik alreeds getroud. So ons kan met God trou hier op aarde as ons lewens vir hom gee. Die doop is 'n goeie voorbeeld van om met God te trou. Dit is wanneer ons onsself vir hom gee. Die kerk behoort aan God, aan Christus, want hy het ons met sy bloed gekoop. Interessant net 'n analogie of 'n gedagte, uit Adam se sy uit is Eva gebore en uit Christus se sy aan die kruis is die kerk gebore. Sy bruid is sy bruid gebore, ons wat dan 'n deel word van sy bruid, die kerk. So voor die wederkoms is hierdie prys al betaal. Ons sien, dis vir my interessant, ons praat van die eerste teks oor die evangelie, praat ons van Genesis 3, maar is interessant dat ons eintlik al die evangelie sien in Genesis 2, en ek gaan vir julle die stukkie lees, Genesis 2 vers 21 tot 24. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en 'n plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente, vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een wees. Ons sien daar dat God het die tweede Adam gegee, vir Christus gegee, en hy het geslaap in 'n diepe slaap. Wat 'n slaap was dit? Die dood, die tweede dood, die ewige dood het hy vir ons gesterf, die dood van die verderf. En uit Christus uit is sy kerk gebore. En wat sê die Here? Dis eintlik Jesus wat daar kan sê, sy is nou een van my gebeente en vlees van my vlees. Dit is hoe die Here, hoe naby hy wil hê ons moet deel van hom word. Ons word nou een met hom. Ons leef nou saam, en net soos in die huwelik wat maar 'n klein voorbeeldjie is daarvan hoe ons verhouding met die Here moet wees, so word ons nou saam, ons deel alles met mekaar. Hy sit nou as mens op die troon, as ons middelaar. As God die Vader Jesus sien, dan sien hy die mensdom. Dan sien hy die mensdom vir wie die prys betaal is, wie losgekoop is. So kom ons kyk nou so 'n bietjie verder, wat het dan gebeur nadat die bruid gekoop is? Moes die bruidegom weggaan. Dis eintlik hartseer, né? Of nie? Hy moes weggaan. En wat moes hy gaan doen? Dis interessant, hy het gegaan terug na sy pa se huis toe, en daar het die bruidegom dan 'n stuk aangebou aan sy pa se huis. Goed? So hy het gaan plek maak vir sy bruid, waar hulle tydelik kon bly tot hulle heeltemal op hulle eie voete kon staan. So met ander woorde, hy moes gaan aanbou. En wanneer die plek reg is, volgens sy pa, as sy pa sê nou is jy reg, dan het hy gegaan en sy bruid gaan haal. Weer teruggegaan en sy bruid gaan haal. Nou, wat het Jesus gesê in Johannes 14 vers 1 tot 3? Hy het gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, dan sou ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, en as ek gegaan het om vir julle 'n plek te berei, wat dan? Dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Daai is huwelikstaal van die Jode. Jesus het eintlik gesê, ek is jou bruidegom. Ek gaan nou om 'n plek vir jou voor te berei, en as dit reg is, dan kom ek jou haal. Nou dit kon partykeer 'n hele jaar lank gewees het. Dit kon lank gevat het, hierdie hele proses. Maar wat het in daai tyd gebeur? Die bruid en die bruidegom het hulle lojaliteit aan mekaar eintlik bevestig. Want die bruid moet nou nie gaan soek vir ander mans
en vir ander plesiertjies en dinge nie. Sy moes getrou gebly daai hele tyd in die afwesigheid van die bruidegom. En hy moes getrou gebly het tot dat hulle weer by mekaar uitkom. En interessant, net voor hy gegaan het, het hulle saam geëet en saam wyn gedrink. Nou dit is natuurlik skoon wyn, druiwesap. Dit laat 'n mens dink aan nog 'n gebeurtenis in Jesus se lewe. Wat was dit gewees? Dit is die nagmaal. Die nagmaal. Wat het Jesus gesê? Wanneer gaan hy weer nagmaal hou? Wanneer hy weer terugkom, dan gaan die feesmaal plaasvind. So met ander woorde, hulle is getroud en wanneer hy ons kom haal, dan gaan ons 'n feesmaal saam met hom hê. Dit is soos die nagmaal wat dan verwesenlik word, dat hy ons gaan bedien en dat ons dan in die bruidsfeesmaal deelneem. Wat moes die bruid ook doen in daai tyd wat haar man weg was? Sy moes 'n bruidskleed voorberei vir haarself. So sy moes vir haarself 'n bruidskleed maak. Ons lees in 2 Petrus 3 vers 13 en 14, maar ons verwag volgens die belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind sal word. Die getrouheid. En dan in Openbaring 3 vers 5 het Jesus 'n belofte gegee. Hy sê wie oorwin sal bekleed word met wit klere. Dis interessant, ek het gewoonlik, maar daar's tradisies wat hulle nie wit klere aantrek nie, maar gewoonlik het 'n bruid wit aan. Sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. So die bruid moet haar kleed aantrek. Die 144.000, wat het hulle aangehad? Ook wit klere. So ons moet ons kleed regmaak. Wat is ons kleed? As ons kyk na in die Bybel, wat stel ons kleed voor? Ons karakter. Nou, daar is 'n ding wat belangrik is. Daai karakter moet van wie afkom? Nie van onsself af nie, want ons het dit nie in ons nie. Dit is Jesus se karakter. Jesus se kleed van geregtigheid wat ons moet aantrek. Om iemand aan te trek beteken jy word intiem in 'n verhouding met jy het 'n intieme verhouding met julle klere, dink ek. Okay. So ons moet intiem met Christus raak. So dat as hulle na ons kyk, wie sien hulle raak? Nie vir ons nie, maar vir Jesus of vir Christus. En daar's 'n belangrike ding. Christus se kleed van geregtigheid gaan nie sonde toemaak nie. Ons lees daar in Sagaria dat die vuil kleed van die priester moes weggevat word, afgehaal word en vervang word met die skoon kleed. So ons moet 2 dinge doen. Ons moet sonde afsterf en ons moet Christus aantrek. As ons dit is ons voorberei vir die huwelik, dat hy ons kom haal, maar ons moet altyd reg wees, soos ons nou gesê het. Want die bruidegom kan enige tyd terugkeer. So, daar's interessant met die terugkeer. So die bruidegom kom nou terug. En wat gebeur? Dit is gewoonlik, soos ons sê, na 'n maand of eintlik 'n paar maande of na 'n jaar selfs, wanneer sy vader tevrede is dat hy sy bruid kan kom haal. En dit gebeur gewoonlik in die nag. Dis interessant. Hulle kom gewoonlik in die aand. So hoe kom hulle daaraan? Hulle blaas op die ramshorings. Dis nou, dink so, as jy nou in 'n gemeenskap slaap, waar daar 'n bruid is wat gekom haal word, dan gaan jy wakker gemaak word deur hierdie ramshorings. Dit klink dalk soos vuvuzelas, maar dit is net mooier, maar harde geluid. En daar word ook gesels en daar's opwinding. So almal word wakker wat slaap. En die bruid word dan deur die bruidegom opgelaai en dan word sy saamgevat. Maar dan volg al die ander mense wat nou ook in die huwelik of deel wil wees daarvan, volg hulle saam. En dit is hoe dit gebeur in die Joodse tradisie. So met ander woorde, jy moet nie, as jy in die nag wakker geword word daar
Dit kan dalk wees vir 'n troue, dis eintlik lekker. Tensy jy nog wil slaap, soos party, dan gaan hulle die hele troue misloop. Maar in elk geval, die bruilofsmaal vind dan plaas. En dis wanneer die gaste begin fees vier. Hulle vier fees vir baie lank, nie net vir een dag nie. Dit is 'n 7 dag of selfs 'n week lank. Want wat gebeur is, in daai tyd, in die eerste deel van daai tyd, word die bruid en die bruidegom weg van die gaste afgehou. Hulle word saam in 'n plek toegemaak. Hulle word geïsoleer vir 7 dae saam. En dit is om mekaar weer te vind amper. Nou, ons moet dit probeer vir die huweliksberading dalk. 7 dae lank saam in een huis. Ek dink party mense gaan mekaar vermoor dalk. Ek weet nie. Maar dit is 'n manier om weer te begin gesels, mekaar te vind. Want julle weet self, as iemand lank weg is, daai eerste ruk is dit nogal moeilik om weer aan die gesels te kom. So dan gaan ons die Here van aangesig tot aangesig sien. En dan gaan ons, en die gaste is dan natuurlik die engele en al die ander wêrelde wat wag vir daai oomblik. Wanneer ons uitkom en Christus sy bruid aan hulle gaan voorstel. Ek gaan 'n stukkie lees, dit is eintlik baie mooi uit die Koning van die Eeue, en dit is in bladsy 137. In beide die Ou en Nuwe Testament word die huweliksverhouding gebruik om die tere en heilige eenheid tussen Christus en sy volk te verteenwoordig. In Jesus se gedagtes het die vreugde van die huweliksfees gewys op die vreugde van daardie dag, wanneer hy sy bruid na die huis van sy Vader sal bring, en die verloste saam met die verlosser by die bruilofsmaal van die Lam sal aansit. Hy sê, soos die bruidegom bly is oor sy bruid, sal jou God oor jou bly wees. Jesaja 62 vers 5. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie, maar jy sal genoem word my welbehae, want die Here het 'n behae in jou. Jesaja 62 vers 4. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Sefanja 3 vers 17. Toe die visioen van die hemelse dinge aan die apostel Johannes gegee is, het hy geskrywe, ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en verheug wees en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Openbaring 19 vers 6 en 7. Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. Ek gaan net vinnig noem dat waar staan ons in die tyd nou as ons kyk na hierdie hele huwelik. Ons het daar gelees Christus het reeds sy koningskap aanvaar. Wanneer het dit gebeur? As ons lees in Daniël 7 en ons kyk na die profesie van 2300 aandes en môres, dan weet ons het hy inbeweeg in die allerheiligste en saam met sy Vader op sy troon gaan sit. Daar het hy sy koningskap aanvaar, 1844. Met ander woorde, die plek is klaar gereed. En daar's 'n gelykenis. Onthou julle die gelykenis? Julle kan dit gerus gaan lees, want ek wil nou nie nog baie tyd van julle vat nie. In Matteus 22 praat Jesus van die bruilofsfees wat voorberei is. En die koning wat sy dienaars uitgestuur het, maar die eerstes wou nie kom nie. Toe sê hy, die lam is klaar geslag. Met ander woorde, die kruisiging het klaar plaasgevind. Die prys is klaar betaal. Maar gaan nou oral in al die plekke in en gaan kry vir julle gaste. En ons lees dan ook dat party van hulle het daai dienaars wat sy diensknegte is of sy profete doodgemaak en mishandel. En baie het verskonings gehad. Ag nee, ek wil eers my vrou, ek het nou getrou, ek soek 'n ander vrou en
Of nie 'n ander vrou nie, en ek wil eers met my vrou tyd spandeer, of ek het nuwe beeste gekoop, maar ek wil eers gaan ploeg. Baie van ons maak verskonings wanneer daai uitnodiging kom. Dit is nie die moeite werd om daai verskonings te word nie. Dis interessant, in Matteus 22 lees ons, daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. So met ander woorde, hoe is die kerk as ons kyk op die stadium? Dit is opgemaak van slegtes en goeies, van koring en van onkruid. Goed? So wat het die koning toe gedoen voordat almal ingegaan het na die bruilofsmaal toe? Onthou julle die verhaal so bietjie, gaan lees weer Matteus 22. Hy het ingekom en hy die gaste ondersoek. Onthou julle? Die oordeel voor die bruilofsmaal het plaasgevind. Ons noem dit die ondersoekende oordeel. En hy het een man daar gevind wat nie 'n bruilofskleed aangehad het nie. En hy was nie welkom nie, hy kon nie ingaan nie. Hy was uitgegooi in die duisternis in. So wat moet ons gereed hê? Hoe moet ons gereed wees? Ons moet daai bruilofskleed aan hê. Met ander woorde, nie ons eie geregtigheid nie, nie ons eie werke nie, maar Christus moet ons beklee met sy geregtigheid. So die kerk word gesuiwer en dan vind die bruilofsmaal plaas. Ek lees uit uit die groot stryd uit. Dis omdat die afkorting nou GS is, nou weet ek nie waar is dit nie. Ek lees 'n kort paragraafie. Wanneer die ondersoekende oordeel voltooi is, wanneer die gevalle van diegene wat in alle eeue beweer het dat hulle navolgers van Christus is, ondersoek en beslis is, dan en nie voor dan nie, sal die proeftydperk sluit en die deur van genade gesluit word. In daardie een kort sin, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit, word ons deur die laaste bediening van die Heiland weggevoer na die tyd wanneer die groot werk van sy redding van die mens voltooi sal wees. So wat maak ons met ons tyd? Is ons besig om tyd te mors? Jakobus sê dat ons lewe hier op aarde soos 'n damp. Julle weet wat 'n damp? Weg. Psalm 90 sê Moses, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Belê ons in sinnelose, verganklike dinge in hierdie wêreld of belê ons in die ewigheid? Is ons besig om reg te maak, om ons kleed reg te kry? Of is ons besig om maar net aan te gaan soos gewoonlik? Neem ons dit ernstig op of nie? Is ons getrou aan ons bruidegom of is ons nie? Hy wag angstig dat ons sy liefde en sy goedheid moet ontdek en die ou natuur moet afsterf. Wie gaan dan saam in? Die wat voorbereid is, die wat gereed is en die wie Jesus het. Met ander woorde, gekleed is met die bruilofskleed. Wie bly agter? Die wat laat is, die wat onvoorbereid is, en die wat onwillig is, of wat ander belange het. Aan watter kant gaan ons staan? Ek sluit af met 'n kwotasie uit Openbaring, ons kan dit saam lees ook, Openbaring 19, en ons lees van vers 6, kom ons lees saam daardie stukkie, Openbaring 19 vers 6, en mag julle hierdie woorde ter harte neem, en mag ons dit saam met ons dra. Openbaring 19 vers 6 tot 9, en ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae, wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Dit het in 1844 gebeur.
Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en die vrou het haar gereed gemaak. Dit klink amper soos die uur van sy oordeel het gekom. En aan haar is gegee om bekleed te wees. Aan haar is dit gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Ons lees dan van vers 11 tot 16 en dit is waar ons graag, dit is ons uitkyk, dit is ons mikpunt en mag dit so bly totdat die Here ons kom haal. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in die bloed gedoop was, die prys wat hy betaal het. En sy naam is die woord van God. En dan net tot vers 16. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne. En hy het sy mond gaan 'n skerp swaard en om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met die ysterstaf regeer. En hy trap die parskyp van die wyn, van die grimmigheid, van die toorn van die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Dit is ons bruidegom. Is julle gereed? As ons nie is nie, daar is nog tyd. Die kosbaarste ding wat ons baie keer die meeste vertrap, is tyd. Mag ons die tyd wys gebruik en mag ons almal gereed wees om ons bruidegom eendag te ontmoet. En dit is nie meer ver nie. Die Here seën vir u. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u bruid te kan wees. U het ons kom haal, u het die prys betaal en u het dit oopgestel vir elke een van ons wat u aanvaar en wat wil glo en saam met u pad loop. Here, ons raak baie keer so besig met wêreldse dinge dat ons vergeet om ons bruidskleed voor te berei. Help ons, o Heer, om gereed te wees. Help ons om nie te talm nie en om nie verskonings uit te dink nie. Heer, want U kom ons haal en dit sal nie 'n dag van vrees wees vir ons as ons aan U behoort nie, maar 'n dag van blydskap. Mag ons aan daardie kant wees om deel van U bruid tot in ewigheid saam met U te kan woon. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.